Ek bid dat jy regtig sal hoor, ek hoop ek gaan my hart kan mooi oordra vanoggend. Maar ek bid dat die Heilige Gees vanoggend regtig sy woord sy boodskap sal oopmaak in ons harte. En dat hy die ene sal wees wat openbaring vanoggend sal bring. En iets wat regtig dink ek ernstig, wat regtig in my hart regtig ernstig sit is, ek en jy kan nie bekostig om dinge te dink, dinge te sê, wat hy nie dink en wat hy nie sê nie. Ons beland keer op keer in die moeilikheid as ons dit doen. En elke keer as ons begin dink, waardes en persepsies koester wat nie Jesus se sin is nie, dan beland ek en jy in die moeilikheid. Dit lei tot probleme. En weet wat? Ons leef nie die lewe en ons beleef nie die volheid van dit wat hy vir ons beplan het en wat hy vir ons in store het nie. So ek wil weer sê, ek en jy kan nie bekostig om gedagtes te koester en te bedink wat die Here nie koester en bedink nie. Die vraag is, kan ek bedink wat die Here bedink? Kan ek gedagtes koester wat hy koester? En interessant, Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 16. Nou, ek kan eintlik die vooraf gedeeltes ook gaan lees, maar hy sê, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Die Engelse vertaling sê, for who has known the mind of God, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Nou, een van die kommentare sê die volgende, en ek gaan dit nou, hier en daar is 'n paar goedjies wat ek in Engels gaan deel vanoggend. Nou, een van die kommentare sê, believers possess the Holy Spirit, and the Holy Spirit reveals the thoughts and purposes of Christ. Ek wil weer sê, we possess the Holy Spirit. The Holy Spirit lives within us. Sy Gees woon in ons. Ons het die Heilige Gees. En die Heilige Gees openbaar aan ons die geheimenisse van God, die gedagtes van God. The Holy Spirit reveals the thoughts and purposes of Christ. Hoor hierso, hy sê, the revelation of the kingdom of God that Jesus preached was not understood by the intellect of men, but by those who welcomed his truth. Mense, die waarheid van die koninkryk, die openbarings van die koninkryk, gaan ongeredde mense nie verstaan nie. Dis vir hulle regtig dwaasheid. Het maak nie sin nie. Maar vir jou en my, wat die waarheid ontvang is, wat oop is vir sy waarheid, wat die Here volg, wat sy kinders is, wat die Heilige Gees in hulle het, maak sy waarhede en geheimenisse anderster sin. Humanly speaking, no one can understand the mysteries of God without the Holy Spirit. Wil dit weer sê. Humanly speaking, no one can understand the mysteries of God without the Holy Spirit. Ek en jy kan sy mysteries verstaan. Hoekom? Want sy Gees woon in my. Sy Gees woon in jou. Those who have the Holy Spirit now possess the perceptions of Christ's mind and can implement his purposes on earth. Hy sê, omdat sy Gees nou in my woon, kan ek dink soos hy, kan ek voel soos hy, en kan ek doen soos hy. So is ek en jy in staat om te weet wat sy gedagtes is? Ja. Sy skrif sê so. En die vraag vanoggend bly, wat
bedink ek en jy? Is my gedagtes belyn met dit wat die Here besig is om te dink van my en selfs oor my lewe en my omstandighede? Wat praat ek? Want onthou, jou gedagtes word jou woorde. En jou woorde impak jou emosies en jou emosies beïnvloed jou gedrag. Spreuke 23 vers 7 sê hy, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Soos wat iemand dink, as a man thinketh in his heart, so is he. Om net so bietjie sagter vir my se dankie Corneille. So ek wil weer vra, wat is die gedagtes wat ek en jy koester? Wat bedink jy? So, ons kan nie bekostig om gedagtes te akkommodeer of te koester oor onsself wat hy nie oor ons koester nie. Romeine 10 vers 10 sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. So wat glo jy vanoggend? Want wat jy glo, wat bely jy? Wat kom uit jou mond uit? Wat glo jy vanoggend oor jouself? Wat spreek jy oor jou eie lewe? Wat spreek jy oor jou kinders? Wat glo jy oor jou kinders? Wat glo jy oor die toekoms van jou kinders, jou kleinkinders? Soveel mense in die land wat ons leef, of in die wêreld wat ons leef, nie maar in die land. Hierdie wêreld is regtig so deurmekaar soos groentesop in 'n tuimeldroër. Dis regtig deurmekaar in ons wêreld. Die vraag bly vanoggend, soveel mense, en as ek met hulle praat, dan sê hulle, wat se toekoms het ons kinders? Ek sê, 'n great toekoms. Hoekom? Want hulle lewens is in die hande van die Here. As ek terugdink, toe ek 'n chokkertjie was, dan het ek baie keer gehoor, en praat my ma en pa, jy weet, dit was destyds nog met die oorlog in Rhodesia en alles, dan praat my ouers, dan sê hulle, wat se toekoms het ons kinders? Ek is nou 45. Ag, man. Jy is wonderstel. Ja, jy lyk so 5. Ek is nou in die 60's. Dit klink erg as jy dit sê. Ek is in die 60's. En niks van die goed wat hulle gedink het gebeur nie. Ek het 'n toekoms. En ek leef nog my toekoms. Inteendeel, hulle sê in die 60's, dis wanneer jy gaan piek. Dis my storie. Maar die wetenskaplikes sê dit. Ek like hy ouens, ek weet nie wat hulle betaal om dit te sê nie, maar ek like hulle. In nou geval. Sê mense, wat glo ons en wat bely ons? En as dit kom by jou kinders, wat glo jy oor jou kinders se toekoms? Wat is jy besig om oor jou kinders te spreek en te sê? En ek wil vra, wat glo jy regtig vanoggend? En ek bid dat die Heilige Gees regtig elke kamer in jou hart sal kom deursoek, dat hy soos 'n lig sal inskyn, that he'll shine a light into your heart. What do you believe this morning? Wat glo jy aangaande jouself as kind van die Here? Glo jy regtig die goed wat die Here oor jou uitgespreek het? Of is daar gedagtes wat jy koester uit jou verlede uit, wat nog so sterk is, dat dit verdoof die stem van die Here in jou lewe? Ek gaan net so ietsie in rol volgen. Almal van ons het dinge aangepak en gaan dinge aanpak wat misluk het en wat heel moontlik gaan misluk. Ek weet dit gebeur nie met julle nie. Julle ouens julle is champs hoor. Almal van ons het ergens mislukkings ervaar.
Almal van ons het eers foute gemaak. Eers het goed wat jy aangepak het, was 'n disaster, dit was 'n flop. En as jy praat met mense wat sukses bereik het, as ek baie keer sit met iemand wat goed gedoen het en goed doen in sy besigheid, of wat sukses in die korporatiewe wêreld, nie net in die korporatiewe wêreld, oralste al bereik het, as jy met hulle sit en praat, en jy vra hulle, dan vra ek, vertel my jou storie, maar ek wil die stories hoor, waar het jy gefaal? Waar het jy flops gestryk? Wat se mislukkings het jy beleef? En dan vertel almal vir jou stories van hulle mislukkings, flops wat hulle gehad het, want hulle sê, you will not achieve genuine success without failures along the way. Jy gaan faal. Jy gaan 'n nok vat. En ek spreek nou nie die dood oor jou nie. Maar dit is die realiteit. Ek wil jou net 'n vraagie vra. Wat is die gedagtes wat jy vanoggend koester? Ek gaan jou nie vra om dit te sê nie. Ons het nou Paasnaweek was Paasfees, Paasnaweek gevier. Wat beteken daai Paasnaweek vir jou? Wat beteken sy opstanding? Sondag was opstanding Sondag. Wat beteken sy opstanding regtig vir jou in jou lewe? Wat is die impak van daardie opstanding in jou lewe? Wat is die gedagtes wat jy koester, waar jy gefaal het, waar jy misluk het, waar jy gefouteer het, dinge wat jy verkeerd gedoen het? Wat is die gedagtes wat jy rondom dit koester nog? En wat is jou reaksie op daai goeters? Hoe reageer jy? Hoe is jy besig om op te tree? Jy sien, party mense het dalk 10 jaar terug, 20 jaar terug 'n mislukking gehad, iets het skeef geloop. Jou lewe het aanbeweeg, maar weet wat? Dele van jou denke, jou emosies en 'n deel van jou sit nog vas 20 jaar terug. Daar's mense wat nog vasgehaak het tot dinge wat in jou kindertyd gebeur het. Jy was dalk 10, 20, 15. In jou kinderjare het iets gebeur traumaties. Jy het ouer geword, maar daar's 'n deel van jou wat vasgehaak het en nog daar staan. En nog daar leef. Edwin Louis Cole het gesê, jy verdrink nie omdat jy in die water geval het nie, maar omdat jy in die water bly. You don't drown because you fell into the water. You drown because you stay in the water. En ek en jy bly by daai areas. En dan kom die gedagtes by ons op, maar ja, maar ek is 'n mislukking. Nee, dis nie die waarheid, jy is nie 'n mislukking nie. En ek wil net so 'n paar vinnige kort punte deel, 'n paar aspekte rondom mislukking. Jy sien, as dit kom by foute wat jy gemaak het, mislukkings wat jy beleef het, goeders wat jy verkeerd gedoen het, dis nie wat met jou gebeur wat belangrik is nie, maar hoe jy daarop reageer, jou reaksie daarop is wat regtig saak maak. Jy sien, wat met jou gebeur is nie die ernstigste ding nie. Dis wat in jou gebeur, wat die grootste impak in jou lewe gaan maak. It's not what happens to you, it's what happens in you. Ek en jy het nie beheer oor die goeders wat buite ons gebeur nie. Ek kan nie Walter se lewe beheer. As hy hom soos 'n vark wil gedra en my sleg sê en goed, sorry, ek op jou. Ek kan nie Walter beheer. Ek kan nie Walter verander nie. Ek kan nie keer dat iemand voor my inry nie. Ek kan nie keer dat mense en omstandighede iets aan my gedoen het nie. Maar wat ek wel kan beheer, is wat hier binne aan die gang is.
En jy sien, dis hoekom dit so belangrik is, dit wat jy van jouself dink. Ek kan nie gedagtes akkommodeer wat Jesus nie akkommodeer, wat Jesus nie bedink nie. En nou weer daar uitbrei. So ek gesê het, jy gaan foute maak. Die belangrike ding as ek kom by foute, moet dit nie persoonlik maak nie. Wat jy aangepak het, het misluk. Jy is nie 'n mislukking nie. You are not a failure. What you attempted failed. But that doesn't make you a failure. Ten minste het jy iets probeer. Dink as J.T. Edison, ek hoop ek het die storie reg, ek dink dit was iets soos 1000 keer wat hy gepoog het om 'n gloeilamp te ontwerp. En 'n joernalis het hom onderhoud kom voer en sê, maar jy het 1000 keer misluk. Toe sê hy, nee, ek het 1000 goed ontwerp wat nie gloeilampe is nie. Jy het 'n klomp goed aangepak. Jy het dit uitgewerk soos jy beplan het? Nee. Maar jy het ten minste iets gedoen. Jy het iets aangepak. En die uitdaging is, as jy dit nie doen nie, hoe gaan jy weet of dit suksesvol gaan wees? Jy sien, omdat ons nog vashou aan ons mislukkings, omdat ons nog verkeerde gedagtes koester, omdat ons nog teleurstellings en negatiewe goeders oor onsself koester en bedink, verhinder dit dat ons roeping kan uitleef wat die Here vir ons gegee het. 2 Korintiërs 5, in vers 18, dat hy gesê het, hy het ons die bediening van versoening gegee. Sien, ek dink, ons het dit in die kerk eintlik heeltemal omgedraai. Almal wat predikante en pastore word, sê hulle is voltyds in die bediening. Maar eintlik is dit nie wat die woord sê nie. Efesiërs 4 sê hy, die 5voudige bediening gegee, die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nie orde nie. Gegee, om wat te doen? Om die heiliges, wie is die heiliges? As jy heilige is, steek jou hand op. As jy hom nie opgesteek het nie, ons nou vir jou bid. Hy het die 5voudige bediening gegee om die heiliges, om almal wat die Here dien. Elke kind van God is 'n heilige. Hy het die 5voudige bediening gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So jy sien, ons het dit omgedraai in die kerk. Julle is voltyds in die bediening. Nie ek nie. Ons is almal voltyds in die bediening. Want jy sien, jou kansel, jou platform, is daar waar jy beweeg. Dis jou kansel. Maar nou in die kerkwêreld, almal wil die mikrofoon hê. Dink Rodney Howard Brown het gesê, some are called, some are sent, some just bought the mic and went. En dit is wat gebeur. Want jy sien, almal wil die platform hier hê. Maar mense, hierdie platform is die kleinste deel eintlik, nee klein, dis 'n belangrike deel, maar dis nie die belangrikste deel van die bediening. Daar waar jy beweeg en 'n impak maak, dis belangrik. Jy's voltyds in die bediening. Maar as jy verkeerde gedagtes koester, as jy gedagtes bedink wat die Here nie bedink nie, gaan dit jou breek. En so ons het die hele kerkbeweging gemaak oor alles wat hier gebeur. As jy bediening het, dan is dit, ons wil mense vasmaak hier, hulle moet hier dien, hier bedien. En ons doen dit nie daar buite nie. Die predikant word mos betaal, is sy job. Nee, dis jou job om 'n impak te maak aan ons omgewings, in ons wêreld.
kon amen gesê het. Dis jou en my werk. Maar jy sien, as ek vasgehaak het by mislukkings, as ek 'n verkeerde gedagtepatroon het oor wat die kerk moet wees, wat die liggaam moet wees, as ek 'n verkeerde prentjie het oor wat verhouding met die Here moet wees, dan gaan dit my heeltemal verander. Maar terug by mense, mislukkings is tydelik. Is nie 'n permanente ding nie. So 'n paar aspekte wat ek wou gedeel het, ek kom nou eens daarby uit, sorry. Ek weet nie wie dit gesê het, hulle sê dis 'n gesegde wat kom uit Texas uit. It doesn't matter how much milk you spill as long as you don't lose the cow. Wil dit weer sê? It doesn't matter how much milk you spill as long as you don't lose the cow. Wat beteken dit? Stop majoring on the minors. Jy sien, ons is so besorgd oor die melk wat ons gemors het, en ons steek vas by daai melk wat ons gemors het, dat ek vergeet, ek het nog die bron waar die melk vandaan kom. Maar as ek nie die bron versorg nie, as ek nie daai verhouding versorg nie, dan gaan ek nie nog melk kry nie. Jou mislukkings is die melk wat jy gemors het. Jy het die ding aangepak, jy het die koei gemelk, jy het melk gekry, jy het geloop, jy trap skeef, jy druk 'n 3 en die melk loop uit. So wat? Jy het 'n fout gemaak. Maar mense, ons draai ons rug op die bron. Jy het 'n fout gemaak, skus, en ek sê dit, but I haven't lost the cow. Ek het nie my bron verloor wat vir my voorsien nie. Want jy sien, omdat ek verkeerde gedagtes toelaat, omdat ek verkeerde goed sê, dryf ek al hoe verder weg van my bron af. Don't just see the spilled milk, see the bigger picture. Soos ek gesê het, jy gaan foute maak. Mislukkings kan nie vermy word nie. Selfs al beplan jy alles. Ben Franklin het gesê, if you fail to plan, you're planning to fail. Ons kan die beste planne maak. Ons kan alles organiseer. En dan loop dit nog skeef. Mislukking is nie jou vyand nie. Leer uit jou foute. Groei daardeur en laat dit toe om jou te dryf tot uitnemendheid toe. Leer uit jou foute uit. Laat foute, jou mislukkings, jou leermeester word. Nie jou vyand nie. Geweldig belangrik. Jou persepsies en reaksies op jou foute bepaal of jou pogings 'n mislukking is. Jou reaksies, jou persepsies van mislukkings het 'n groter impak op jou lewe as die gebeurtenis self. Foute en mislukkings is nie finaal nie. Jou lewe het nie opgehou nie. Dit waarmee jy besig was het dalk opgehou. Jy sien, die krisis is, ek en jy stop onsself. Die omstandighede het nie 'n einde gemaak in jou lewe nie. Ek en jy maak 'n einde daaraan. Ons kies om nie verder te gaan nie. My gedagtes wat ek so koester en wat ek myself verwyd en sleg sê, dit sink my.
Ek het al voorheen gesê, mislukkings en foute is momente in jou lewe, dis nie monumente nie. Failures are moments in your life. Stop making monuments out of moments. Jy sien, daar waar jy stil staan, oor daai flop wat jy gemaak het 10, 15 jaar terug, dit hang soos 'n sertifikaat, dit staan, dis op jou, what's a mantelpiece? Op jou mantelstuk. Maar dis is of ons 'n monument opgerig het. 2022 het Lawrence misluk en 'n flop gemaak. En weet wat, asof ons elke dag opstaan en ek kom staan voor daai monument. Ja, swaar. Ek het regtig 'n flop gemaak, so ek moet 'n flop wees. Is dit wat die Here van jou dink vanoggend? Mislukkings is nie 'n stigma nie. Dis jou persepsie. Dis wat jy daarvan dink. Ons kan seker reg deur die woord gaan. Mense wat godsmanne, vroue wat flops gemaak het, verkeerd opgetree het. Wat het Jesus oor hulle gespreek? Hoe het hy hulle hanteer? Mense, wie en wat jy is vir die Here belangriker as dit wat jy doen. Het hy jou geskep primêr om net dinge te doen? Hulle sê, he created you as a human being, not as a human doing. Ons leef in 'n wêreld wat als gemeet word aan jou performance. En weet wat jy hartseer, in ons gemeentes, in ons kerke, in ons verhouding met die Here, meet ons ook, in ons godsdienstige kringe, meet ons ook alles aan performance. Jy sien, die dinge wat ek doen, moet 'n uitvloeisel wees van my intieme verhouding met hom. Hy het my en jou geskep, eerstens, vir verhouding met hom. Maar jy sien, as ek die verkeerde gedagtes koester, as ek gefaal het, en ek begin gedagtes te koester van, ek is nie waardig dat hy my moet lief hê nie. Ek verdien nie sy liefde nie. Ek verdien nie sy goedheid nie. Is jy besig om die verkeerde gedagtes te koester? Jy kan nie sy liefde verdien nie. Mense, toe ek en jy totaal verlore was, het die Here gesê, want so lief het hy jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Nie omdat jy dit verdien het nie. Hy het jou lief. Ten spyte van jou mislukkings en die goeters. Gaan kyk na Martha en Maria. Jesus kom in die huis van Martha. En hy gaan daar besoek aflê. Wat doen Maria? Sy sit by sy voete. Wat doen Martha? Sy werk, papie. Sy het seker uitgevind wat is Jesus se favourite kos. Maar obviously, ek weet nie, hy het baie gepraat van visbraai. Ek weet nie wat het sy gedoen nie. Maar sy is besig. En naderhand raak sy omgekrap. En sy sê vir Jesus, hoor hierso, maar dit is nie regverdig nie. Sy sit daar by jou voete en niks doen nie. En ek werk. En Jesus antwoord daar en hy sê, Martha, Martha. Daar's iets in die herhaal van haar naam, wat die Here sê, Martha, Martha. Dat ons sal hoor, dat hy sê, Dion,
Teresa. En hy sê vir Martha, weet jy wat, ek sien, hy praat van die verskillende Griekse woorde, hy sê, jou angstigheid, jou besigheid, jou rondhardloopheid, jou gestresdheid. Hy sê daar, jy's besig met baie. Van die een kommentaar, een ou het 'n ding gelees, hy sê, sy was, wat verwys hy na, jy's besig met die baie? Was Martha nie nog besig om soveel disse te probeer maak? Vis, en chips, en pap, en sous, dalk borsbraai, en pudding, en slaai, en cover all the bases. Was kos vir Jesus 'n major issue? Nee. Hy sê, want jy sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit my Vader se mond uitkom. Maria sit by sy voete, Here, voed my met u brood. Here, wat is u gedagtes? Here, wat spreek u oor my? En ons het dit gemaak in die kerk, ons moet perform, jy moet besig wees. As mense nie besig is nie, dan is ons nie besig met koninkryksdinge nie. En ons het programme en ons hou mense hopeloos te besig. Dan vra ons, hoekom val ons gesinne en families baie keer uit mekaar uit? Wat dink jy? Jou persepsie van mislukking gaan 'n groter impak op jou lewe hê as die mislukking self, as ek nou nog gesê het. En nee, is nie 'n verskoning om nie wiskunde te leer nie. Is ek en jy besig om te bedink wat hy dink? Filippense 4 vers 8 skryf Paulus, hy sê verder, broeders en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. As dit kom by jou mislukkings, as dit kom by jou falings, as dit kom by die foute wat jy gemaak het, wat is jy besig om te bedink? Is dit wat jy bedink loflik? Is dit wat jy bedink eerbaar? Is dit regverdig? Is daai gedagtes rein? Is dit waar? Nee, ek is 'n mislukking. Is dit die waarheid? Nee. Is dit eerbaar wat jy dink? Nee. Is dit rein wat jy dink? Nee. As jy by jou vir jouself bedink, ek is nie waardevol, ek is nie goed genoeg nie, is daai gedagtes eerbaar? Is dit regverdig? Is dit rein? Nee. Ek sien as ek op baie plek sit, dan sê Openbaring 3 vers 18. Net seker maak ek lees reg hier. Openbaring 3 vers 18. Hy sê, daarom raai ek julle aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Hy sê, kom na my toe. Hebreërs 4 vers 18, wat hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die genade troon gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As jy by plek sit vanoggend, dat jou gedagtes nie met syne belyn nie, kom na die genade troon toe. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help, coming just when we need it. Jy het dit vanoggend sê, Here, ek het dit so nodig vanoggend. Kom net na sy genade troon toe. Hy wil vir jou salf gee, sodat jy anders sal sien.
Hy wil vanoggend vir jou 'n nuwe kleed gee. Want jy sien, jou denke en die woorde wat jy oor jouself spreek, gaan jou identiteit negatief beïnvloed. Jy is sy seun, sy dogter. Jy behoort aan hom. Hy het jou geskep om verhouding met hom te kan hê. Hy reik uit na jou toe. Hou op weghardloop. Weet wat is die wonderlike ding van die Here? Hy sê hy is alomteenwoordig. Elke keer wat jy dink, jy draai jou rug op hom. As jy omdraai, hy is alomteenwoordig. Hy is weer daar. Hy gaan jou nie los nie. Want hy gee om. Hy wil verhouding met jou hê. Jy's geskape om verhouding met hom te hê. Maar die vyand wil jou mislukkings, jou foute van die verlede, hy wil jou verlede uitlig, sodat daar angs en vrees en bekommernis in jou binneste sal wees. Maak klaar. Weer 1 Korintiërs 2 vers 16. Maar ons het die sin van Christus. We have the mind of Christ. Hoor wat hy vanoggend oor jou uitspreek en vir jou sê. Hy het jou onbeskryflik lief. Hy het jou geskep vir verhouding. Ek gaan afsluit. Dit is 'n stuk wat Arno Klaasen geplaas het. Kosbare gedeelte. Hoor mooi, ek gaan vir die skrywer dit in Engels, ek het dit vertaal, maar daar gaan partykeer goed verloor in die vertaling. Ek het dit nou ongelukkig nou nie op die skerm nie. Hy sê, people often say, I don't deserve God's love. I deserve hell. They want to tell you, I'm not good enough. But that's missing the point of why we were created. Adam did not deserve God's love when he was first formed from the dust. He had not done anything yet. We expect no baby to deserve the love of its parents. Baby was loved. Adam, he was loved because God created him for the purpose to have a relationship with God. You do not earn a relationship with God. You were designed for a relationship with God. We have made mistakes, yes. We have broken the harmony Adam once had. But the goal is not to look down on ourselves and say how bad our conduct is. I don't deserve God's love. The goal is to look up and say that even in our failure, God's grace is not a reaction to our sin. It's a restoration of our original purpose. Grace is not God loving us despite our worthlessness. It is God valuing us enough as His created sons and property to bring us back home. God's valuation of man is based on creation, being, rather than on doing our performance. God values us according to who we are and not what we do. The what we do is determined and birthed by what we believe we are in God's eyes. Ek sal daai gedeelte net gaan bysit. Ek sal vir Daniel stuur dat hulle daai gedeelte bysit. Jy is geskep vir verhouding. Moenie dat jou mislukkings, jou foute en die goed waarin jy gefaal het in die pad kom staan van jou verhouding met hom. Moenie laat dinge in gemeentes en kerke en in kerkomgewing
dat jou waarde in die koninkryk en jou waarde vir God word bepaal hoe besig jy is met koninkryksgoeders nie. Moenie laat vasgevang word in die ding dat ek moet besig wees vir die Here. Nee, jy moet besig wees met hom by sy voete te sit. Intimiteit met hom is die belangrikste. En vanuit daai intimiteit, daai verhouding met hom, is wat ek doen 'n uitvloeisel van hom. It's his mind. Ek dink soos hy, ek voel soos hy, en ek doen soos hy. You have the mind of Christ. Ek het hierdie slide al baie opgehad, en ek sluit daarmee. What you do is an expression of who you are. Wat jy doen is 'n uitdrukking van wie jy is. En wie is jy vanoggend? Nie 'n mislukking nie. Nie 'n fout nie. Nie waardeloos nie. Kosbaar. Dying to self is not the death of who you are. It's the death of who you were never meant to be. It is the sacred shedding of every false identity, every mask, every counterfeit vision of that life. Sin and pain led you to graft onto your soul. In Christ, you are not erased, you are revealed. In Christus openbaar hy wie jy is, sy seun, sy dogter. Belyn jou gedagtes en jou woorde met wat hy dink en wat hy oor jou sê. Amen. Ons gaan nadat die week na Johanie was, ons bietjie verder gaan oor wat hy jou geskep het om te wees. Vader, dankie dat elke ene wat vanoggend hier sit, is kosbaar. You are valued. You are precious. You are worthy. Here, ons is waardevol. U ag ons hoog. Het ons so kosbaar geag dat U bereid was om U lewe vir ons neer te lê. Dankie Here dat U het ons geskep om in 'n verhouding met U te staan. En ek bid dat U deur die Gees ons sal help. Dat ons die gedagtes van Christus sal koester. That we will have the mind of Christ. Here, bring daai transformasie in ons. Verander ons daagliks. En Here, dat ons lewens 'n uitvloeisel sal wees van wie ons is in U. Dat ons, wat ons doen, 'n uitvloeisel sal wees van ons verhouding met U. En ek bid dat U vanoggend, daar waar daar mense vasgehak het, mense vasgesteek het op plekke, Here, dat hulle vanoggend sal losbreek in Jesus naam, dat die waarheid, U waarheid, sal kom vrymaak vanoggend, sal heel maak, oorwinning sal bring, sal bevry in Jesus naam. U plan was van die begin af, dat U ons geskep het vir verhouding met U. Kom openbaar U self opnuut aan elkeen vanoggend, dat ons in daai intieme verhouding sal inbeweeg, in Jesus naam. En ek breek negatiewe gedagtes wat vashak by mense. Elke gedagte wat teen U gedagtes gaan, ek breek dit vanoggend. In Jesus naam.
En ek roep gedagtes tot gehoorsaamheid aan u woord. In die naam van Jesus. En ek prys u daarvoor vanoggend. Amen. En amen.